Hoi graad 11, ek hoop dit gaan goed. Ek het 'n boodskapie gekry van julle af dat julle graag wil hê ek moet 8.1 met julle behandel. So ons gaan nou deur 8.1 gaan. Hier is ook videoetjies waar dit verduidelik word. So julle is baie welkom om na die handboek se video's ook te gaan kyk. Yes, I'm going to read from the English textbook and yeah, I'll be doing it in Afrikaans and English. So, use the financial statements of McAdam Stores with partners Mac and Adam for 2018 and 2019 to calculate and comment on these questions. Okay, nou, wat hulle vir jou gee, is hulle gee vir jou baie syfers, 2018 sin, 2019 sin, en hier gaan dit aan en aan en aan ensovoorts. So dit gaan nog aan, daar's nog. Ja, so ons moet nou hierdie syfers gebruik en dan moet ons 2018 en 2019 sin uitwerk. So op julle antwoordblaaie, die beste sal wees, tik sommer of skryf sommer vir daar bo in 2018 en 2019. Okay, so the first one we'll be doing, the first question they ask is calculate the percentage gross profit on sales. So ons moet eers die bruto wins op verkope uitwerk. Nou jy kan enige tyd jou formuleblad gebruik. Dit is al heel eerste een, bruto wins op verkope. Maar dis letterlik wat die woord sê, bruto wins op verkope. Goed. So jy moet nou gaan soek vir jou bruto wins. Nou jou bruto wins is daai syfer. Daar is die syfers vir bruto wins. Goed. Op verkope. Right. So ek gaan nou letterlik 2018 sin op 2018 sin sit en 2019 op 2019. Goed. Kom ons begin. So 400.200. Kom ek maak gou so. Op goed, dan vat ek my sakrekenaar en dan werk ek dit uit. Op beteken deel, so deel deur en dan maal met 100. Nou, ek sal vir jou in jou vraestel sal ek vir jou sê op jou tweede bladsy van die vraestel lees net mooi by die instruksies, maar ek sal vir jou daar sê jy moet tot 1 desimale plek of 2 desimale plekke afrond. Vir hierdie aktiwiteit, hulle sê nou nie in die handboek tot hoeveel desimale nie, maar kom ons gaan maar met ek dink 1 desimaal, maar nou hierdie een spesifiek, as mens hom nou eintlik so kyk, dan kan ons hom heeltemal afrond tot by 60%. Maar as jy 59,9 skryf, gaan ek ook nie dit verkeerd merk nie. Okay. Dan die volgende een, 2019 sin, 38854. Op 665034. Sorry. Goed. Sakrekenaar. En dit gee vir my 50,9. So kom ons rondom af, het ek nou reg uitgewerk. Kom ons maak dit gou seker 38854 gedeel deur 58,47, so kom ons rondom 8 na 58,5 toe. Ek hoop ek het reg uitgewerk. Ek het nou baie vinnig getik. Okay. Dan die volgende wat ons moet doen. Volgende wat hulle vir jou vra is profit markup on cost of sales. So the gross profit on cost of sales. Goed. Nou moet jy weer die gross profit gebruik, wat ons nou ook gebruik het. Sorry julle. Gross profit weer gebruik, en dan moet ons nou die cost of sales gebruik. Net gou hier. Right.
die cost of sales gebruik. So nou gaan jy weer daai bedrag gebruik, weer hulle gebruik, en die cost of sales. Right, dan 2018 sin gou eerste. R150. En dan 2019 sin, so 2019 se bedrag, sien dis baie eenvoudige werk en eintlik boring werk. Ek praat nie eers vreeslik baie hier nie, maar ja, 140,8. Maak dit maar 80%. OK. Nou is die volgende vraagie wat hulle vir my vra. Dat ek moet kommentaar lewer daarop as ek dit nou reg het. Kom ons gaan kyk gou. Did the business achieve their profit margin in 2019 refer to the previous questions? OK, so nou gaan mens iets hier tik in die sin van mens gaan nou vergelyk en sê dit van 2018 na 2019 het dit gedaal. So kom ons gebruik die formule se name ook. Die bruto wins op verkope, the gross profit on sales, of die bruto wins op verkope, tik het net, skryf het net uit, kom ek, skryf het maar uit, het gedaal, of het afgeneem, of het verminder, kan jy ook sê, vanaf 59,9% of dan nou 60% na 58,8%. OK, dan die ou selfde storieetjie gaan jy eintlik skryf vir die volgende een op, maar die volgende een se naam is nou, wat was dit gewees? Die profit markup op cost of sales. So die profit markup. Die winsopslag is die ander woord daarvoor. Het gedaal vanaf 150 na 140,8. OK, so jy het nou dit genoem, en nou moet jy ietsie nogal by sê, iets in die lyn van, dit dui daarop, of dit wys vir jou, it indicates dat die besigheid in 2019 minder wins gemaak het as in 2018. So the profit has declined from 2019 to 2018. En dit kan baie redes wees, as jy nog redes ook wil gee, maar dit is gewoonlik nie nodig nie. Hierdie is heeltemal voldoende, maar ja, mens kan nou nog redes ook gegee het. OK, dan, vraag 4. Calculate the percentage net profit on sales. So nou moet ons die netto wins op verkope vat. Goed, nou die netto wins. Daar is die netto wins, ons gaan daai vat. Op verkope, die heel boonste een, daai. OK. Goed. Netto wins op verkope. Weer 2018 sin en 2019 sin wat ons gaan uitwerk.
Jy, sakrekenaartjie, waar's jy? En dit geef my 23%. En die volgende ene, dan vat ek nou weer 2019 sin. En dit is nou 25,4. Ok, so dit het daarom so 'n bietjie toegeneem. Van die een jaar af na die ander jaar, onthou daai is 2018 sin. En daai is 2019 sin, so dit het daarom bietjie toegeneem. Nou dis 'n goeie ding, ons gaan nou daaroor praat, maar dis 'n goeie ding. Gaan nou die verskil verduidelik. Ons doen gou die volgende ene. Vraagie 5 is calculate the operating expenses on sales. So die bedryfsuitgawes op verkope. So dan vat jy nou die bedryfsuitgawes. Waar's dit? Bedryfsuitgawes op verkope. Daar's verkope daar heel bo. Kyk, so nou vat ons weer daai. Dit geef my 35,8. In 2019 sin. Geef my 32,2. Ok. Ons gaan nou hier oor praat. Iewers, ek dink hulle gaan vir ons weer 'n kommentaar vraagie vra, dan gaan ons daaroor praat. Maar dit het afgeneem. Nou, mense dink as iets afneem is 'n slegte ding, maar ek gaan nou hier oor praat. Dan volgende vraagie. Nou moet ons die operating profit on sales moet ons uitwerk. Okay. Operating profit on sales. So dit is nou nog daai derde laaste een. Operating profit on sales. Geef ons 27,2. En dan 2019 sin. Geef my 29,4. Goed, ok, nou het nou weer toegeneem.
Goed, so nommer 4 het toegeneem, nommer 5 het afgeneem, nommer 6 het toegeneem. Nou, soos ek sê, ons gaan nou daaroor praat. So, die volgende vraag is nou juis. Die volgende vraag is, comment on the operating efficiency. So, lewer kommentaar op die bedryfseffektiwiteit van die besigheid. Het hulle goeie beheer oor hulle uitgawes? Dis nou die vraag wat nou hier gevra word. Ok, nou, die vorige paar waaroor ons kommentaar gelewer het, hierdie vraag 1 en 2, nee, dit was ons nou net jou bruto wins op verkope en koste van verkope. Nou bruto wins, ek gaan dit nou sommer hier tik, bruto wins, onthou, is verkope minus koste van verkope. Ok, so dit is wat bruto wins is, maar nou hierdie res, hierdie ander wat ons nou hanteer het. As mens nou dink aan jou inkomste staat, daai bruto winsgedeelte is net die boonste gedeelte van die inkomste staat. Nou kom die res by, so al jou ander inkomstes, huurinkomste en korting ontvang en so, hulle kom nou by, en ook al jou ander uitgawes, waardevermindering, advertensies, skryfbehoeftes, water, elektrisiteit, salaris en lone, alles anders. Ok, nou die eerste vraagie hierso, vraag 4, was die netto wins op verkope. So, met ander woorde, nadat al jou uitgawes en inkomstes nou in ag geneem is, wat is nou jou persentasie? Ok, nou ons kan sien dat die persentasie het meer geraak. En dis 'n goeie ding, dit beteken jy maak meer wins as wat jy verlede jaar gemaak het. So ons gaan nou hier tik, of julle gaan skryf, maar die netto wins, net profit, op verkope, on sales, het toegeneem, vermeerder, hoe ook al jy wil sê, vanaf 23% na 25,4%. Nommer 5 het gegaan oor die uitgawes. Nou, mens wil hê, jou uitgawes moet minder word. Mens wil hê, as jy nou dink aan jou uitgawes, as jy nou jou snoepie geld of wat ook al vat, jy wil hê jou uitgawes moet minder raak. So, dis ook 'n goeie ding, al het dit gedaal. So, die bedryfsuitgawes op verkope het gedaal vanaf 53,8% na 32,2%. So met ander woorde, eintlik wat dit beteken is, jy het verlede jaar 35,8% van jou geld spandeer op uitgawes, en die jaar spandeer jy net 32,2% op uitgawes. So dis 'n goeie ding. En die laaste een is die bedryfswins op verkope. So jy sê ook maar net, die bedryfs op verkope het toegeneem vanaf 27,2% na 29,4%. Ok, nou wat is nou hierdie bedryfswins? Dit is nou, kom ek kyk gou of ek 'n inkomste staat gou vinnig in die hande kan kry vir julle. 'n volledige een, ek soek gou 'n volledige een. Ok, hier is 'n balansstaat, nee, daar is nie 'n volle een nie. Ek mag vir jou vir julle 'n volledige een kry. Ek wil net vir julle wys, as mens nou 'n volledige inkomste staat vat, hier is ons een sommer. Ok, ek gaan nou sommer net omvat. So die bedryfswins, die een waarvan hulle nou praat, is hierdie, is daai gedeelte op verkope. Dit beteken die rente, the interest is not yet in that amount. Vraag 4 wat ons uitgewerk het, was daai bedrag wat ons gebruik het. So, that was included
the interest, dit het die rente ingehaat. Maar daai bedrag is nou nog sonder die rente. Want sê nou maar jy het baie beleggings, nee, dan gaan jou rente mos nou baie wees en dit gaan ook 'n groot verskil maak aan jou wins. Maar ja, as mens nou nie jou beleggings in ag neem nie. So ja, daai is dan nou sonder die beleggings. That's with your beleggings en lenings, hou dit ook in gedagte. So ja, nou die finale vraag wat hulle eintlik vir ons gevra het het hulle goeie beheer? Ek sou sê ja. Ek dink dat hulle goeie beheer het oor hul uitgawes en dat dit verbeter het vanaf 2018 na 2019, want al hierdie syfers wat ek nou net hierbo vir julle genoem het, dis alles beter. Dis alles beter. OK. Goed, dan, vraag 8. Ek gaan weer vir ons net hier aan so maak. OK, vraag 8. Nou is die vraag hierso, calculate the current ratio. Ja, nou dis dalk nou waar jy formuleblad nou gaan begin gebruik. Ek het al vir julle gesê dat hierdie formules moes ek op skool uit my kop uit ken. So hierdie goeters het ek alles geken. So dis bedryfsbates teenoor bedryfslaste. Ek ken hulle uit my kop uit, maar dit is daai een op jou formuleblad. OK. So bedryfsbates, ek gaan nou sommer net so hier afkort, bedryfsbates teenoor bedryfslaste. Nou dit gaan jy in jou balansstaat kry. OK. So in jou balansstaat bedryfsbates is dan nou daai teenoor jou bedryfslaste. Dit is daai. OK. Goed. So kom ons sleutel gou dit in. So eers 2018 sin wat ek gaan uitwerk. 2018 se bedryfsbates teenoor die bedryfslaste. OK, sakrekenaar. Nou kyk nou, ek vat sommer die 60536 en dan daai dubbelpunt ook sommer gedeel deur teken 60424. Dit gee vir my 1,0. So basies maar 1 teenoor 1. OK, so jy sit die 1 altyd aan die regterkant, maar die 1 is wat jy op die sakrekenaar kry. Kom ons kyk gou 2019 sin. (1,3 teenoor 1. OK, so dit het verbeter van 1,1 na 1,3. So dit met 0,3 verbeter. Nou, volgende vraagie is seker die 4-proefverhouding wat hulle vra. Kom ons kyk gou. Asset test ratio. Ja, 4-proefverhouding. So nou haal ons die voorraad uit die pakkie uit, soos ek in die vorige video ook vir julle verduidelik het. So kom ons haal die voorraad uit. Met ander woorde, ons werk net met ons debiteure en ons kontant en ons kyk of ons genoeg van dit het om al ons laste te betaal. OK. So, ons gaan nou weer hierdie selfdes gebruik, maar ons gaan nou die voorraad aftrek by die bedryfsbates gedeelte. OK. So, ek gaan nou met ander woorde hierdie eintlik nou net so vat, maar ek gaan daar voorraad aftrek. OK, so kom ons trek vir voorraad af. En hierso gaan ons hom ook aftrek. Ek gaan nou die regte antwoorde daar intik. OK. Kom ons begin met 2018 sin.
So 60536 60536 minus 28252 gedeel deur 60424 geef my 0,5. Okay. 2019 sin. (0,6). Okay. So wat dit nou beteken is, jy het nie genoeg. Dis nou amper soos jy het net 'n 6ste van jou koek. It's like you only have a 6 of a pie or a pizza or something, but there's one person. So it's not, you don't have a whole one to give to someone else. You only have a 6 that you can give to someone. So jy het eintlik nie genoeg geld om al jou laste te betaal nie. Maar dit het verbeter van die 1 jaar na die volgende jaar toe. So ek dink vraag 10 is seker nou weer jy moet kommentaar lewer op dit. Vraag 10 sê ja, comment on the liquidity of the business referring to questions 8 and 9. So dit het verbeter. Ons kan sien dit het verbeter. So ons gaan nou sê die bedryfsverhouding, the asset, that was the first one, the current ratio in English, the current ratio, die bedryfsverhouding, het verbeter vanaf 1 teenoor 1 na 1,3 teenoor 1. Die vuurproefverhouding, so the asset test ratio, het verbeter vanaf 0,5 teenoor 1 na 0,6 teenoor 1. So ja, dit het verbeter, maar my gevolgtrekking wat ek nog steeds maak is, this business doesn't have enough money to immediately pay all their creditors. Okay, so dit is die gevolgtrekking wat ek maak. So, hoewel die verhoudings verbeter het die besigheid of die vennootskap ongelukkig nie genoeg geld om hulle korttermyn skuld te betaal nie. Hulle noem dit ook jou korttermyn verpligtinge na te kom nie. Okay. En ja, lyk my dit is dit, julle. Kan dit wees? Ek voel dan nou vir my, hier's nog vrae. Daar's nog vrae en dit lyk nie vir my of julle antwoordboek nog plek het, of ek het heel verkeerd hier gewerk. Het ek verkeerd gewerk? Nee, ek het nie. Vraag 8, vraag 9, vraag 10. Maar hier is nog vraag 11, vraag 12 ensovoorts. Ok, goed. Ek dink ek gaan dit vir julle gou in 'n volgende video doen. Ek stop gou hierdie ene en dan gaan ek gou vir my nog spasie maak op my Word dokument en dan gaan ek dit vir julle verder doen. Ok, graad 11's. Ons gesels nou weer.